Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra, kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. So, hierdie Woensdag, 21 Januarie om 7:00 die aand, kom ons bymekaar. Dit gaan 'n regstreekse uitsending wees om jou Bybelvrae te hanteer. Vrae wat ontstaan het uit daardie maand se leesstukke in die 1 jaar Bybel. So, miskien was daar 'n teks wat jou laat wonder het, miskien 'n gedeelte wat jy nie heeltemal verstaan het nie, of dalk iets wat jou diep geraak het en jy wil net beter begryp wat die Here daar sê. Bring hierdie vraag, bring jou Bybel, bring jou hart. Ons gesels saam, ons leer saam en ons groei saam in die woord van die Here. So, Woensdag aand, 21 Januarie om 7:00 die aand, regstreeks op Raymond Lombard Ministries YouTube kanaal. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? Hartlik welkom, ek is so bly dat jy kom luister na God se woord en ook vir julle wat ingeskakel het. En ons is besig voordat ons terugkeer na die boek Lukas en natuurlik ook klaagliedere, wil ek eers 'n paar dienste voortgaan met Bybelkarakters. En dit is iets anderste om met jou te deel, om ons te bring na manne in die Bybel wat uitstaande is. Nou, een van die eerste mense in die Bybel wat 'n mens aangryp, hy is nie die eerste nie, maar een van die eerstes wat 'n mens werklik aangryp, wat onder die eerste 3 tel, want ons het vir Adam, Kain en vir Abel, wil ek met jou praat oor Abel. En hoor wat sê die Bybel oor Abel in Hebreërs hoofstuk 11 vers 4. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. En dan lees ons ook in die Genesis verhaal in Genesis 4 vers 1 tot 10. En die mens het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword en Kain gebaar. En sy het gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. Dis die eerste 2 broers wat gebore is op die aarde. En Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook een van die eersgeborenes van die kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadiglik aangesien. Maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Dierbare Here, U het vir ons U woord gegee om ons te onderrig in die weë en in die weg wat U wil hê ons moet gaan. Vader, en terwyl ons nou hierdie tyd uitgekoop het om te vergader om U woord, laat daar 'n woord van die Here uitgaan, ook vir sy kinders vandag. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen.
Dierbares en vriende, dankie dat jy die tyd gemaak het vandag om na die kosbare woord van die Here te luister. Wanneer dit kom by die Bybelkarakter, ons is besig met 'n reeks oor Bybelkarakters, wil ek 'n paar minute met jou spandeer en met jou praat oor Abel, wat die eerste mens was wat gesterf het. En natuurlik kan 'n mens die vraag vra, wat het hy agtergelaat? Wat ons weet van Abel, hy was 'n ware aanbidder van God. En hy was die tweede seun van Adam. Hy was die eerste een wat werklik God gehoorsaam het. In die sin dat Kain het sy eie pad gegaan in die lewe. Abel se naam beteken asem, of dan terwyl nietigheid. Want sy naam word geassosieer met die kortheid van die lewe, soos jou asem. Ek bedoel, jou lewe is net 'n asemteug lank. Die Bybel sê, dis maar net soos 'n wasem, dis soos asem. En vinnig gaan dit verby, en nietig is my en jou lewe. Wat was sy lewe anders, as maar net 'n damp? Soos wat ons lees in Jakobus 4 vers 14, wanneer die Bybel sê, dat jou lewe is maar soos 'n wasem, 'n miswolk, wat vir 'n kort tydjie verskyn, en daarna verdwyn. Dink maar net hoe lank het ander mense geleef. Ek bedoel, Methuselah het 969 jaar geleef, amper 1000 jaar. Adam en vele ander het oor die 900 jaar gelewe. Mense het 960, 950, 930 jaar gelewe. Abel was 'n skaapherder, en sy broer Kain, weet ons, was 'n landbouer. Ons weet werklik min van Abel. Ons weet wie sy ouers was, sy pa en sy ma, dit was Adam en Eva. Ons weet ook wie het sy hand teen hom opgelig en sy kort lewe tot 'n einde gemaak. Dit is sy broer Kain. Hoe vreeslik skrikwekkend om te dink, die eerste mens wat op die aarde gebore is, het 'n moordenaar geword. Adam is geskape uit die stof van die aarde. Eva is geskape van sy ribbebeen. Maar Kain is die eerste mens om gebore te word. En hy het 'n moordenaar geword. Hy het die tweede mens om gebore te word, Abel, sy broer. Hy het teen hom opgestaan in die veld en hy het hom doodgeslaan. Ons weet hoe vreeslik dit is dat die sondige natuur van 'n mens jou kan dryf tot sulke dade. Abel het God gevrees. Ons kan sê, he had a reverence for God. Jy sien dit in sy offer, die beste van sy kudde, van die eersgeborenes, naamlik sê die Bybel in Genesis 4 vers 4, van die eersgeborenes, om hulle vet aan die Here te offer. En die Bybel leer ons dat Abel se offer is deur God aanvaar, Kain se nie. Want jy sien, Abel se offer was 'n bloedoffer. Want om die vet van die eersgeborene, die lammetjie te offer, moes hy die dier doodmaak, sodat hy van die vet van die dier aan die Here kan offer. Kain se offer was van die vrugte van die land, en dit was glad nie so, dat dit die Here sou behaag het, daai tipe offer nie. Wat ek weet van Abel, in sy kort lewe op die aarde, hy was die eerste mens om te sterwe, en te gaan na die paradys. Om te dink, dat hy die enigste mens, vir 'n tyd lank, in die paradys was. Hy was die eerste mens, om te sterwe, en te gaan na die paradys van God. Daar was 'n vloek uitgespreek oor Adam en Eva se lewe, en dit was die vloek van die dood, waar die Here gesê, die dag as jy daarvan eet, van die boom wat ek jou verbied het, sal jy sterwe, en nou tref daai vloek, hulle seun Abel, en hy het gesterf. En nie net het die dood Adam se familie getref nie, maar die feit dat die eerste dood wat plaasgevind het, was 'n moord. Hy is nie van ouderdom dood nie,
of van siekte dood nie, of van 'n ongeluk oorlede nie. Hy's vermoor, hy's doodgemaak deur die eerste mens wat ooit op die aarde gebore is. Hoe vreeslik. En duidelik kan ons sien dat Adam en Eva se sonde, daar word nou gemaai, want nou heers die dood. As ons na Abel se karakter kyk, dan lees ons dat hierdie twee seuns van Adam en Eva het totaal verskillend groot geword aan hulle belangstellings oor die lewe. Want ons lees, Abel was 'n skaapherder en Kain was 'n landbouer. So Abel het gewerk met die diere van die veld, terwyl Kain, hy was 'n landbouer. En nou lees ons in Hebreërs 11 vers 4, dat Abel was 'n regverdige man. 'n Skaapherder leef in die veld, bedagsaam met sy skape. 'n Skaapherder slaap snags by die deur van die kraal, sodat roofdiere of diewe nie kan skade bring of die skade aan die kudde berokken nie. Maar Abel se offer aan die Here gryp 'n mens aan. Want in Genesis 4 vers 4 lees ons, en Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, dis nadat sy oudste broer Kain 'n offer gebring het. Die eerste mens Kain wat gebore is. Na Kain se offer, toe bring Abel sy offer, en die Bybel sê, van die eerstgeborenes van die kleinvee, naamlik van hulle vet, en die Here het Abel se offer genadiglik aangesien. Abel het van die eerstgeborenes gebring. Hulle verteenwoordig gewoonlik in die Bybel net die beste wat hy gehad het. Net die beste was vir Abel genoeg vir die Here wat hy lief gehad het. Wat is 'n eerstgeborene? Jy het nog nie eens ander diere nie. En dan bring jy van die eerstgebore, en die rede waarom God Abel se offer aangesien het, is omrede Abel se offer was 'n geloofsoffer. Want Hebreërs sê vir ons, Hebreërs 11 vers 4, deur die geloof, dis hoe dit hier staan, het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Dit was deur die geloof dat hy hierdie offer aan die Here gebring het. En daardie offer van Abel, die Bybel sê, 'n beter offer as Kain. Kain het ook 'n offer gebring, maar van die vrugte van die land. Abel het deur die geloof 'n beter offer aan die Here gebring. En deur die geloof het Abel aan God die offer gebring. Dit wil sê die motief, die liefde, die geloof vir sy God het so groot rol gespeel in Abel se lewe dat hy 'n geloofsoffer aan die Here gebring het uit die liefde van sy hart. Dit was die motief wat hom gedryf het. En die Bybel sê 'n beter offer as Kain. In ander woorde, het Kain sy offer al morrende gebring, al klaande, met watter se gesindheid het Kain sy offer gebring. Maar die Bybel sê dat hy deur die geloof 'n beter offer gebring. So God kyk toe na die hart. So dit gaan toe nie oor die hoeveelheid wat jy toe gegee het nie, maar dit gaan toe al die tyd oor die hart. Dit gaan toe nie oor dit wat jy gegee het nie, maar dit gaan toe al die tyd oor die hart. En God het Abel se hart gesien, en dit het die Here behaag. Dis die wonder van God sien 'n mens se hart, en dit het die Here behaag. Kain se offer word nie aanvaar nie, en jy kon dit duidelik sien in sy gesigsuitdrukking, in sy houding, in sy gesindheid, want ons lees in die Bybel, in Genesis 4 vers 5, en is baie aangrypend, jy kan dit dadelik sien. Maar Kain in sy offer het die Here nie aangesien in vers 5. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. Hy's bitter ongelukkig, want die Here gee nie erkenning aan sy offer nie. En die Here sê vir Kain, want God sien dit, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Die Here kom na Kain toe, hy sê, Kain, hoekom is jy so ongelukkig? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. So die Here wys vir Kain en sê, Kain, daar's sonde by jou deur, ek kan dit sien, en die sonde lê en loer oor jou,
en jy gee toe aan die sonde, maar jy moet daar oorheers. Jy kan nie so optree nie. So, ons kan duidelik sien dat God sien die sondeprobleem aan in Kain se lewe. Kain word beheer deur sy sondige natuur. En die Here gee inderwaarheid vir Kain 'n liefdevolle bestraffing. En hy sê, Kain, ek kan sien die sonde is by jou deur, maar jy moet daar oorheers. Jy moet dit teestaan. Jy kan nie so toegee en gelei word deur die sonde. En nou lees ons in vers 8. En toe die Here nie meer by hom is nie, loop hy in die veld. En die Bybel sê, en Kain het met sy broer Abel gepraat, toe hulle daar buite in die veld was. Was dit daar by die skape, of daar by die vrugteboord, waar hulle ook al was. En Kain het teen sy broer Abel opgestaan, en hom doodgeslaan. Hy het hom vermoor. Dis 'n vreeslike ding, wanneer jy kyk in 1 Johannes hoofstuk 3, vers 12 in ons Bybel, hier staan, nie soos Kain, wat uit die bose was, en sy broer doodgeslaan het. En waarom het hy hom doodgeslaan? Vra Johannes, in 1 Johannes 3. Waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was, en die van sy broer regverdig. Daar sien jy hulle lewe. Kain het 'n sondige, bose lewe gelei. Abel het 'n godvreesende, regverdige lewe gelei. En hy het gesien sy broer leef 'n regverdige lewe. Maar hy het 'n sondige lewe. En nou het hy hierdie ongetemde woede in hom. Ek lees in Judas 1 vers 11. Hulle het die weg, hierdie goddelose mense, van Kain bewandel. Dis 'n goddelose pad. Judas praat van Kain, hy sê in vers 11, hulle het die weg van Kain bewandel. Hierdie mense wat so verkeerd lewe, lewe soos Kain, 'n goddelose, sondige lewe in sonde. En Kain kan sy ongetemde woede nie meer langer beheer nie. Want as jy nie jou woede en jou kwaadwilligheid kan tem nie, as jy nie jou beheer onder bedwang kan bring en jou denke kan beheers nie, dan gaan dit jou lei tot 'n onbesonde daad. Die slang van sonde werk oortyd in Kain se sondige verstand. En dit sleep hierdie potensiële sondaar tot 'n vreeslike sondige daad. En hierdie sterk geboude Kain, hierdie eerste man wat gebore is op die aarde, wat 'n landbouer is. Hy loop in die veld en hy sien sy broer Abel, en hy sien niemand anders staan naby nie. En hy praat met hom, en hy lig sy hand op, en hy slaan hom dood. Toe begrawe hy hom. En ek lees in Genesis 4, vers 9 en 10. Toe kom die Here na Kain toe, en die Here sê vir Kain, waar is jou broer Abel? Ek sien hom nie. Waar is hy? En Kain antwoord, ek weet nie. Is ek my broer se wagter? Kyk wat dink hy van God. Dink hy God het nie gesien wat hy gedoen het? Dink hy dat God het nie in die hemel gekyk op die oomblik toe hy sy hand oplig en sy broer doodslaan? En die Here sê vir Kain, wat het jy nou gedoen? Kain, die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Dis onskuldige bloed.
Die stem van die getroues van God kan nooit stil gemaak word nie. Die dood kan nie die stem van die Godvreesende Abel wat bly getuig het van sy liefde en sy toewyding aan God stil maak nie. Die Here sê, ek hoor die stem van die onskuldige bloed van jou broer, van die aarde wat jy gestort het, en sy bloed roep na my, die onskuldige bloed. En nou word Kain gestraf. En die Here sê vir hom, Kain, jy sal vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, dit sal nie sy vermoë aan jou meer gee nie. Jy sal 'n swerwer en jy sal 'n vlugteling op die aarde wees. En Kain sê vir die Here, my skuld is te groot om te dra. U verdryf my uit die land uit. Ek moet my gaan verberg voor die aangesig. Ek is 'n swerwer en 'n vlugteling nou op die aarde. En elkeen wat my kry sal my nou wil doodslaan. Jy sien, God hoor alles. Selfs die stem van onskuldige bloed, van 'n regverdige. En die skrywer van die boek Hebreërs sê vir ons daar in Hebreërs hoofstuk 11 vers 4, hy was 'n regverdige man, en daar staan, en hy het getuienis ontvang dat hy regverdig was, want God het oor sy gawes getuienis gegee, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. So die eerste mens wat doodgeslaan is onskuldig, spreek nog steeds, sê die skrywer van die boek Hebreërs. Deur dieselfde geloof, so Abel se stem reik tot ander kant die graf. Jy kan 'n gelowige doodmaak, maar sy onskuldige bloed roep nog steeds 'n getuienis uit. Deur dieselfde geloof spreek Abel nog nadat hy dood is. Jy kan nie sy geloofslewe doodmaak nie. Jy kan hom doodmaak. Jy kan die regverdige doodmaak, maar jy kan nie sy lewe wat hy gelei het tot niet maak. Die impak wat dit op mense gehad het. Abel se stem aan die ander kant van die graf spreek tot ons. Jy mag vir my vra, wat spreek dit? Kom ek jou sê, ten eerste, deur geloof alleen, kan ek en jy werklik iets aan God gee. Dit sê vir my, as ek aan God iets wil bring, moet dit 'n geloofsoffer wees. 'n Geloofsdaad. Die Bybel sê in Hebreërs 11 vers 6, as iemand na God toe kom, met hulle glo dat hy is en 'n beloner is van die wat na hom toe kom. Ek kan God alleenlik behaag deur die geloof. By faith. And only by faith. Deur geloof alleen kan ek my gawes aan God gee, en dit sal vir hom aanvaarbaar wees. As ek iets bring na die Here, dat ek sê, Here, ek bring dit vir U. Abel leer my, deur geloof alleen, kan ons ware getuienis, en kan ons as ware getuies vir God geag word. Want deur geloof alleen kan God ons regverdig verklaar, want Romeine sê, in Christus Jesus word ons regverdig verklaar in God se oë. En deur alleenlik my lewe na God toe te bring, deur die geloof, en ek offer myself aan die Here, is dit vir God aanvaarbaar, as ek dit doen in die naam van Jesus Christus, en deur die bloed van Jesus Christus, beklee met die Here Jesus Christus. Deur geloof alleen, kan ons getuienis voortleef na ons dood. Die dag as ek en jy nie meer daar is nie. Soos Abraham se lewe spreek tot ons tot vandag toe. Moses spreek tot ons tot vandag toe. Daniël spreek met ons tot vandag toe. Petrus en Jakobus en Johannes, selfs Abel
spreek tot my en jou, tot hierdie dag toe. Want jy sien, sonder geloof, Hebreërs 11 vers 6, is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is, van die wat hom soek. En nou gryp dit my so aan, dat in Hebreërs hoofstuk 12, vers 24, lees ek van die Here Jesus en van Abel, waar die skrywer van die boek Hebreërs, nadat hy gesê het in hoofstuk 11, dat Abel het 'n beter offer en hy was 'n regverdige man deur die geloof van God gebring as Kain, omdat hy regverdig was en deur die geloof spreek hy, lees ek in Hebreërs 12 in vers 24 en die skrywer van die boek Hebreërs sê, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, wat hy deur sy bloed die offer gebring het, maar die bloed van Christus, die bloed van besprenkeling van Christus, wat van beter dinge spreek as Abel. Jesus se bloed doen wat die onskuldige bloed van Abel nie kan doen nie. Want Jesus se bloed roep ook uit. Maar in die geval van Jesus, roep sy bloed, sien ons in Hebreërs 9 vers 12, hy het in die heiligdom ingegaan, nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed en 'n ewige verlossing teweeggebring. Abel se bloed het nie dit gedoen nie. Jesus se bloed bring 'n ewige verlossing. Dit kon Abel se bloed nie gedoen het nie. In vers 14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Dit kon Abel se bloed nie gedoen het nie, sy onskuldige bloed. Die bloed van Christus reinig my gewete. Die bloed van Christus bring 'n ewige verlossing. Die bloed van Christus bring 'n Nuwe Testament. Dit kon die bloed van Abel nie gedoen het. En in hoofstuk 10 vers 19 en 20, terwyl julle vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Christus, van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen. Dit kon Abel se bloed nie gedoen het nie. Maar Jesus se bloed bring my in die heiligdomme van God, in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God. Terwyl Abel se bloed roep om wraak, roep om straf. Jesus aan die kruis, toe sy bloed stort, toe sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Abel se bloed roep om wraak, onskuldige bloed, maar Jesus, ook onskuldige bloed, maar sy bloed roep vergifnis. Dis kom die skrywer sê in hoofstuk 12, die vers 24, waar die bloed van Jesus spreek van beter dinge as die bloed van Abel. Albei was onskuldig, maar die bloed van Christus bring vir my en jou vergifnis. Dit kon Abel se bloed nie vir ons gedoen het. En nou kan ook ek en jy aan God 'n offer bring, want onthou, Abel is doodgemaak weens godsdiens. Ja, dit was 'n godsdienstig as gevolg van dat hy die Here gedien het en dat die Here sy offer aanvaar het weens sy geloof in God, weens sy regverdige lewe, het sy broer Kain hom doodgeslaan. Dit was 'n godsdienstoorlog as jy wou. Want hy het 'n offer aan die Here gebring en die Here het sy offer aangesien. Daarvoor het sy broer in jaloesie hom doodgemaak. Wel, ek lees in Hebreërs 13 vers 15, laat ons as gelowiges gedurig deur Jesus, deur hom, aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie. God het 'n welbehae aan sulke offers, wat ek en jy het om aan te bied in die goeie wat ons het om te doen. Ja, selfs Romeine 12 leer vir my en jou, dat wanneer ons na God toe kom, kan ons dit op 'n baie besonderse
unieke manier doen. Ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God. Stel jou liggaam as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Gee jou liggaam vir die Here as 'n offer. Dit kan ek en jy doen. Dis die minste wat ons kan doen. Laat dit ver van my en jou wees om offers aan God te bring wat hom nie behaag nie. Ja, daar is offers. Kain was vir ons 'n voorbeeld. Wat jy geweet in die laaste Ou Testamentiese boek in Maleagi, is daar 'n aanklag teen mense, hoe hulle teenoor God opgetree het. Ek wil afsluit hiermee. Maleagi 1 vers 7. Julle bring spys wat verontreinig is op my altaar. Onrein. Julle, waardeur het ons u verontreinig? Julle maak die tafel van die Here veragtelik. Vers 8 van Maleagi 1. As julle 'n blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad. As julle 'n lam of 'n siek dier bring, 'n dier wat siek is of nie kan loop nie, is dit nie kwaad nie? Bring dit bietjie vir jou goewerneur, sal hy welgevalle hê? Sê die Here van die leerskare, sal hy jou goedgesind wees as jy vir hom 'n siek lamdier bring as 'n offer? Maar dis wat julle met my doen. Mag God ons help dat ons nie sieklike, lam, halfhartige offers aan die Here bring nie. Dat myn jou offer nie 'n offer van 'n Kain sal wees nie, maar dit 'n geloofsoffer sal wees, waar ek myself vir die Here aanbied. En wat ek vir die Here aanbied wat in my hand is, gee ek met die liefde van my hart vir my Here en vir my God, my Vader, tot sy heerlikheid en sy eer. Wat het jy om vir die Here vandag aan te bied? Wat het jy in jou hand? Abel het van die eersgeborenes gebring. Die eerstes, jou eersteling, jou tiendes, jou dankoffers, jou offers aan die Here, wat jy eerste aan die Here afstaan. Heilig dit vir die Here, seën dit vir die Here, en gee ook jouself as 'n offer. En kyk, of ek nie vir jou die vensters van die hemel sal oopmaak, sê die Here in Maleagi, en 'n groot seën oor jou sal uitstort. Is dit nie wat ek en jy maar wil hê nie, dat die Here 'n seën oor ons sal uitstort. Het jy geweet, die hemel het vensters? Die Bybel sê, hy sê, dat ek nie vir jou die vensters van die hemel sal oopmaak en 'n seën. Bring die tiende na die skathuis, dat daar spys kan wees. Beproef my, en ek sal die vensters van die hemel vir jou oopmaak. Die seën sal oor jou vloei. Wat so offer het jy om vir God te bring? Is dit 'n afgewaterde offer? Is dit 'n siek lam offer? Of is dit jouself, wat jou hand gevind het, om aan jou God te bring? Kom ons bid saam. Here, o Here, wat 'n getuienis van 'n man wat tot vandag toe tot ons spreek, Abel. Die Bybel sê, sy geloofsoffer aan die Here spreek tot vandag toe, wat hierdie regverdige man vir God gedoen het, en die prys wat hy betaal het, omdat hy 'n regverdige man was, en omdat hy 'n geloofsoffer aan die Here gebring het. Vader, u woord sê, stel jouself as 'n lewende, heilige, jou liggaam, offer aan die Here, om hom te behaag, en ook lofoffers te bring, om u te prys, en ook uit die eersteling van ons oes, en waarmee God ons geseën het, om sy huis, en sy koninkryk, en die evangelie, en die werk van die Here te seën. Seën dit, Vader, in Jesus lieflike naam. Amen. Nou ja, kan jy glo? Ons vorder goed met ons Bybelkarakters, en onthou vanaand, gaan ek met jou oor nog 'n Bybelkarakter gesels. Totsiens, tot 'n volgende keer.